Gewaardeerde luisteraars, pastoor Frans Hooijenberg van die Kruistriomfeerbediening. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker, ons komende koning. Ek glo ek vind u in gesondheid, liggaam, siel en gees, met 'n reikhalsende verlange na die wegraping van die kerk van Jesus Christus. En ek wil vir u sê met sekerheid, Jesus gaan weer kom. Ek sê dit met sekerheid, met oortuiging. Die mense hier in Suid-Afrika en reg oor die wêreld sal nog skree vir die Springbokke. Hulle sal nog opgewonde raak oor die cricket. Hulle sal nog hulle oë gefestig het op die tennis, en ek het nie 'n probleem met rugby, cricket en tennis nie. Ek kyk self na daai sport. Maar die mense sal nog daar opgewonde raak. Dan staan ek in die hemelpoorte, van aangesig tot aangesig met hom wat my siel gered het, my sonde vergewe het, en van my 'n nuwe mens gemaak het. Gaan jy daar wees? Gaan ek jou daar sien? Kom ons bid. Vader, ons sê vir u dankie, dat ons weer 'n geleentheid het, terwyl ons wag vir u wegraping, om te kyk na wat die woord van die Here vir ons wil sê. En ons vra dat die Heilige Gees ons sal help om te verstaan wat die Gees vir ons wil sê. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Gewaardeerde kykers, hierdie is ons deel 8. Ons is besig met 1 Petrus hoofstuk 2 en ons is vandag by vers 4. Kom ons lees vers 4. Kom na hom toe. Daar gaan ek sommer gou ophou. Ek ken my al, ek raak, baie keer kan ek nie 'n skrif klaar lees nie, want daar soveel dinge in daardie skrif wat gesê moet word, wat die Gees van die Here ons lei om te sê. Kom na hom toe. Nie na Boeddha toe nie, nie na Mohammed toe nie, nie na jou pastoor toe nie, nie na een of ander verhewe prediker nie, nie na sielkundige nie, nie na 'n psigiater nie, maar kom na hom toe. Hoekom? En wat ek nou gaan sê, gaan baie mense dalk, veral julle wat baat gevind het by so 'n sessie, my miskien nou met klippe gooi. Maar as jy huweliksprobleme het, dan gaan jy nie jou pastoor toe vir huweliksberading nie. Jy gaan nie na 'n psigiater vir huweliksberading nie. Jy gaan nie na 'n sielkundige nie. Weet jy, die sielkundige en psigiaters, die egskeidingssyfer is die hoogste onder hulle in die wêreld. Hy kan homself nie eens help nie. Hoe kan hy jou help? Party mense betaal R2000 vir 'n sessie by hierdie psigiater en by hierdie sielkundige. En vir 'n uur lank is hy besig om na jou te luister. Jy doen die praatwerk, jy praat, jy gorrel alles uit. En na 'n uur het hy nog nie 'n woord gesê nie. En dan gee jy jou 'n paar pilletjies wat jy moet kry by die apteker, en hy het sy R2000 verdien. En jy is niks beter af nie. Ek weet waarvan ek praat. Ek weet waarvan ek praat. Ek kom 'n lang pad met die bediening saam. En ek het vasgeval by baie van hierdie dinge. Ek self gedoen, self probeer, self uitgetoets. En ja, dan sê jy vir my, maar pastoor, dit werk vir my. Ja, dit werk vir jou, maar dit beteken nie dis skriftuurlik nie. As jy huweliksprobleme het, vat jou maat se hand, kniel by die kruis van Christus en bly daar tot God jou huwelik uitgesorteer het. As jy depressiwiteit het, kom na hom toe en bly by sy voete totdat hy jou verlos het. En eintlik met depressiwiteit wil ek net vir jou sê, lees die Bybel, lees die Bybel, lees die Bybel met begrip, verstaan wat jy lees, gaan lees wie is jy in Christus. Jy kan die hele Bybel lees, maar het gaan jou nie help om die klaagliedere van Jeremia te gaan lees, om ontslae te raak van depressiwiteit nie.
Maar jy gaan lees Filippense, jy gaan lees Filemon, jy gaan lees Paulus se briewe. En jy word onderskraag, ek is meer as 'n oorwinnaar deur hom wat my krag gee. Ek is in God, in Christus verborge. Ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Al daardie dinge, wat jy is in Christus Jesus, jy wat waaragtig wedergebore is, jy het 'n oorwinning teen depressiwiteit, teen minderwaardigheid, teen, ag ek is maar net 'n wurmpie attitude. Die skrif sê, kom na hom toe. Nie na die pastoor soos ek gesê het nie. Nie na my toe. My video's, my preke, my boeke is daar om jou te onderskraag in jou allerheiligste geloof. Dis daar om jou 'n aptyt te gee vir die woord van die Here. Dis daar om jou aan te moedig om God te dien. Dis daar om jou aan te moedig om op te staan, jou skouers terug te trek en te sê, waarlik my God lewe. Soos Job kan sê, ongeag wat gebeur hierdie dinge om my, ek weet in wie ek geglo het. In wie glo jy? In jou pastoor. Wat ook 'n mens is, wat hy het ook probleme. Hy het ook situasies. Maar weet jy, hy gaan ook na die Here toe. Dis hoekom baie pastore opgee in die bediening. Hy raak uitgebrand. Omdat hy hom besig hou met menslike klagtes wat deur Christus opgelos kan word. Daar pastore is wat na my luister en daar is, glo ek, jy moet huisbesoek doen. Ja, maar weet jy, dit is daardie jare, ons doen dit nie meer nie. Jy moet iemand besoek. En dit is hoekom die ouens nie huisbesoek doen nie, hulle gemeentes is te groot, hy kan nie deur almal gaan nie. Maar daarvoor het jy ander ouderlinge wat jou kan help. Jou mense het nodig dat jy weet dat jy belangstel. Maar nou hou jy jou besig met berading, en jy noem dit Christelike berading, daar is nie so 'n ding nie. Jy hou jou besig met huweliksberading, jy hou jou besig met hierdie projek en daai projek en hierdie ding en daai ding. Los baie van daai dinge vir die Here om uit te sorteer. As jy huisbesoek doen, jou mense besoek, die skape wat God aan jou toevertrou het, mooi hanteer en bekommerd is oor hulle en besorg is oor hulle en alle behoeftes omsien, dan weet jy wat jy moet na die Here toe vat, wat jy vir hulle moet sê, waarheen hulle moet gaan, en dan weet jy hoe om jou gemeente geestelik te laat groei. Jou gemeente kan nie leef van jou preek op 'n Sondagoggend nie. Hulle het nodig om onderskraag te word, gelei te word, en na God, en herinner te word dat hulle na hom toe moet gaan. Kom ons gaan aan met die skrif. Hy sê, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. Hy is 'n lewende steen. Dis hoekom jy na hom toe gaan. Want hy is 'n lewende steen. 'n Steen. Hoor jy wat ek sê, my vriend? Hy is nie 'n tissue nie. Hy is nie 'n tissue nie. Hy is nie bewegende watertjies nie. Verskoning. Al is hy lewende waters wat uit hom uitvloei. Hier die skrif waarmee ons nou te doen het, sê hy is 'n steen. Hy is 'n steen waarop jy kan steun. Hy is 'n steen wat nie kan breek nie. As jy na hom toe kom, kry jy die behoefte. Antwoord op die behoefte. As jy na hom toe kom, het jy te doen met 'n steen. Nie met 'n ruggraatlose wurmpie nie. Nie met 'n, ag weet jy broer, ek het ook maar 'n probleem nie. Nee, as jy na hom toe kom met jou probleme, huweliksprobleme, minderwaardigheid, depressiwiteit, finansiële probleme, dan is hy die steen. Ander mag hom verwerp, ander mag hom nie wil hê nie, ander mag hom
weggooi, die wêreld verwerp hom. Die wêreld wil niks weet van Jesus Christus nie. Maar ek en jy, ons kan op die steen steun. Hoekom? Want die skrif sê, hierdie steen is by God uitverkore en kosbaar. Dan wil ek jou, voor ek aan die volgende vers toe gaan, wil ek jou hierdie voortvra. Glo jy, hy is uitverkore by God? As Christus uitverkore is by God, en jy is in Christus deur jou geloof, dan weet ek, julle gaan dadelik sê, julle weet wat kom, dan is jy uitverkore kind van God. Hoe kan jy dan gebukkend gaan onder depressiwiteit? Uitverkore kind van God, hoe kan jy neergedruk word deur jou finansiële situasie? Ek weet wat is 'n finansiële tekort, ek beleef het ook. Maar pastoor, jy's uitverkore deur God, en God voorsien in al jou behoeftes, is reg. Al my behoeftes, nie al my greeds nie. Nie al my gierigheid nie. Daar's baie dinge wat ek wil hê, maar ek kry wat ek moet hê. En soms is dit nodig dat ons deur omstandighede gaan. Bietjie minder kos kan koop in 'n maand, want ons het 'n bietjie minder geld, want die kar het gebreek. Ja, maar pastoor, as jy daai kar van jou gesalf het met olie, sou hy nie gebreek het nie. Nonsens. Die duiwel kan nie my kar breek nie. Die duiwel kan my nie in 'n ongeluk sit nie. Die duiwel, en ek wil hê met my in die oë kyk, kan my niks doen nie. Ja, pastoor, maar daar is siektes wat van die duiwel kom. As jy bitterheid het, en jy het onvergewensgesindheid in jou hart, dan kan siektes soos kanker en arthritis en daai goeders van jou besit neem. En weer eens, as jy kanker of arthritis het, dit beteken nie jy is bitter of onvergewensgesindheid nie. Luister na wat ek sê. Die duiwel met sy impies, sy demone, kan jou liggaamlik aanval. Maar weet jy, waar val hy jou die meeste aan? Hier binne. Die duiwel het net 2 wapens. Lieg en bedrieg 1, en 2 nommer vrees. Kom ek vertel jou hoe werk het. Jare terug. 3 jaar, miskien langer. Toe word ek gediagnoseer met suikersiekte. Ek sit in die dokter se slaapkamer, asseblief, jy moet nie aan die dokter se slaapkamer toe gaan nie. Die dokter se spreekkamer. Die suster sit ook daar. En hulle sê, meneer Joubert, ons het vir jou slegte nuus. Ek sê, laat ons hoor. Sê, al die toetse wys jy het suikersiekte. Ek sê, nou goed, wat maak ons nou? Die verpleegster val amper van haar stoel af. Sy sê, maar as jy nie geskok nie, hoekom moet ek geskok wees? Ek het suikersiekte. Hulle het dit gesê. Nou dat een van 2 keuses. Nee, ek het suikersiekte. Here help my. Ek weier hierdie suikersiekte. Bly die bloed van Christus. Of, Here, wat maak ons nou? Nou gebruik ons wat U vir my deur die dokters gee, en ek vertrou in gebed dat ek genees gaan word. Nou, soveel baie jare later, het ek nog steeds suikersiekte. Hierdie ouens wat so bely, ek het dit bely, elke dag. Ek het, dis interessant, voor ek suikersiekte ontwikkel het, het ek elke dag bely, ek het nie suikersiekte nie, ek sal dit nie kry nie, ek het dit gekry. Hoekom? Ons leef in 'n onvolmaakte wêreld. Hierdie liggaam, my gees is gesond, my siel is gesond, hierdie liggaam gaan sy beurt kry.
met die wegraping of met die opstanding, watter een dit ook al gaan wees. Ek mag dalk nog lewe met die wegraping, dan kry ek 'n nuwe en verheerlikte liggaam. Ek mag dalk doodgaan voor die wegraping, dan met die opstanding kry ek 'n nuwe en verheerlikte liggaam. Ons verstaan nie alles nie. En ek het ook nie tyd in hierdie lesings om alles te verduidelik wat ek vir julle sê nie. Ek wil net vir julle sê, of jy nou gesond is en of jy nou siek is. Of jy nou ontsteld is en of jy nie ontsteld is nie. As jy nou finansiële probleme het of nie finansiële probleme nie. Jy het genoeg rede om hom te loof en te prys. Een daarvan is, ek is op pad hemel toe, want ek is 'n kind van God. Tweedens, ek is 'n uitverkore van God, omdat ek in Christus Jesus is. Wat sê die versie verder? En kosbaar. Is Jesus vir jou kosbaar? Of is hy sommer net 'n pellie? Gebruik jy sy naam uitelik? Of maak dit seer as iemand anders sy naam uitelik gebruik? As 'n liedjie wat sê, just the mention of his name. Just the mention of his name. Oh, halleluja. Jesus, die mooiste naam wat ek ken. En moenie dat hierdie ander ouens van die heilige naambeweging vir jou kom sê, jy kan nie die naam Jesus gebruik nie, jy moet sê Jeshua, of hoe hulle dit ook al uitspreek. In die meer as 40 jaar wat ek die Here dien, ek hou nie van 1979 af, tot nou toe, op en af in my geestelike lewe dalk, was die naam Jesus vir my goed genoeg. En weet jy, die naam Jesus